Iemand wat ek baie lank terug heeltemal verkeerd opgesom het. Ek het gedink hy's 'n ontsettende ernstige man wat homself ontsettend ernstig opneem. En gelukkig het 'n paar jaar terug toe het ek hom goed leer ken en hy is 'n spanspeler in die ware sin van die woord en hy is 'n bok vir sport. Baie welkom, Jackie Lou. Baie dankie Lex, dit is lekker om hier te wees. Ek sal lekker op 'n wyn vir sports. Dis waar. Terwyl ons sommer nou op daai Pikkewyn serie is, jou aardklopprogram is geweldig vol, né? Ja, ek love it. Ja, dit is Ja, jy het vir hom ek is daar om te vermaak. Ja, So jy is op die feesterrein, dis ek meen Pikkewyn het my nou opposite daaraan laat dink. Ek is seker jy speel dan jou groot treffers vir die as gaan vir die mense op die tafel skryf. Dan ek gaan die nuwe liedjie Donkie speel, ek gaan hoene wat die Kekkelie speel. Ek sal seker Vossaar nooit doen, ek sal seker eenmal die woorde doen, maar dis daai party show en ek het daai show nodig vir myself. Ja, ek verstaan dit. Maar jy dan heeltemal na die ander kant toe, is jy op pad met 'n produksie met die naam Koos Doep, die redakteur. Ja. Nou in die geval Koos Doep, natuurlik Koos Du Plessis. Ja. En dit is 'n ongelooflike dapper ding na my mening om te doen, want Koos Du Plessis is, kom ons wees nou maar eerlik, hy is volksbesit en hy's daar. En ek dink jy moet vir die mense net verduidelik, dis nie 'n kwessie van jy vat al Koos Du Plessis se treffers en dan Nee, dis al gedoen, verstaan, dis al so baie keer so baie mooi gedoen al dit. Ek wil dit nie nou weer doen. Wat ek gedoen het, 'n vriend van my in die Kaap het baie navorsing gedoen oor Koos Doep se lewe. Ek ken hy's 'n groot musiekliefhebber en hy het briewe geskryf asof Koos dit geskryf het. So jy weet ek sit daar met 'n tikmasjien en ek skryf soos Koos en sê ek weet jy wat, toe ek gebed geskryf het ek nie geweet ek gaan nooit kan sing nie want ek was klaar dood. En dan is daai beautiful storieetjie as ek Koos al sê die storie van gebed en dan vat ek die gitaar en sing 'n liedjie met die mondvlekkie akoestiek vir die mense. Nou ek het al gedoen in plattelandse dorpies dat ek hoor 'n snikkie mense want dit is asof hulle mis nou vir Koos en hier sit ek en ek sing ek probeer net maar om te sing soos hy sou gesing het, jy weet. Stadig en diep en nostalgies. Ek ken 'n ou liedjie en dis reg daai oomblik wat jy voel ons musiek is al mooi, nê. Ons musiek wat hy agtergelaat het is dan mooi en min mense weet sy loopbaan was net 5 jaar lank gewees. En daai 5 jaar het hy vir ons iets gelos wat goud is en diamante is. En al wat ek gaan doen in daai stuk, ek dink amper is 'n 90 minute show om vir die mense te wys hoe mooi is jou taal. En wat het hy gelos vir ons en tot die stories van sy familie, sy kinders. Op 'n stadium praat ek in 'n brief hoe hy die kinders nadat hy by Katinka en hulle op die plaas gekuier het, een vir een kar toe moes dra. Want hy het geweet, hier is die laaste keer as sy kinders gaan vashou. En dis beautiful, dis hartseer. En dan vertel hy die storie waar hy ongeluk gemaak het en hoe alles begin spin het om, alles het donker geraak en het geweet, hy het daarom ietsie vir ons agtergelaat. Dis mooi goeters en dit is hartseer en dit is stories van Molberge, al daai mooi stories het ek gevat. Ek het natuurlik my eie favorites gaan kies. En nie wat die mense noodwendig die hits gesien het nie. Ek het goeters daar gekies dat ek dink dis mooi en ek wens ek kon so liedjies skryf en ek het daai storie gaan vertel. Ja, ek dink kom ons sluit dit daarmee af dat die nalatenskap van Koos Du Plessis, ek dink dit sal nog vir generasies en generasies sal dit nog steeds sal dit kunstenaars daaruit iets put en inspirasie daaruit put. Jackie, nou hier's dinge hierso, dinge. En hier's nou is ek dink dit is hoe vol jou program is. Jy is ook op pad na ons toe met Phileas en Pokkel en hulle gaan ruimte toe. Pokkel gaan ruimte toe. Pokkel gaan ruimte toe. So gevinnig sê Phileas en Pokkel is my stories, maar Jaco Jacobs het dit geskryf, 3 boeke. Hier is die 3de boek. Nou ek het nou laas jaar die 2de boek gedoen, die Tandemuis. Ons almal ons tande nou geld voor gekry. Hierdie keer het Pokkel sy droom vir Phileas gesê en Phileas sê hoorie, maar jy's 'n plaasmuis. Jy kan nie ruimte toe gaan nie. Ons plaasmuise kyk na die sterre. Ons kan nie gaan nie. En toe hy op Pokkel so hartseer op die ou end kry hy dit reg. The Sky die kraai. Kan julle imagine? Wat moet ek vir jou vir Pokkel? Okay, dit is vir Pokkel. So ek het stemme van my groot maats in die bedryf. Ongelooflike Liz Meyering. En Richard van die Westhuizen. Nou kan julle agterkom. Ek gaan nou 2 van die karakters reg ophou dan moet julle nou raai wat een is Liz en wat een is Richard. Is dit nou julle? Is dit nou ek? Is ek die julle? So wat een sou jy dink is? Daai's Liz. Busy Lizzie. Sky die kraai en natuurlik hierdie is Richard van die Westhuizen. Hy wat Richard van die Westhuizen se karakter doen voor die poppekas begin en die maatjie sit. Dan loer hy onder die gordyn en gaan hy kinders van hulle koppe af. Daar's 'n donkie in die huis. So ek doen 2 van die stemme. Ek doen 'n Phileas en Pokkel, doen ek Phileas is so klein. Op frikadelletjie van 'n muis. Hy praat so, maar hy's verskriklik stout en hy burp 2 keer in die produksie. En Phileas is baie slim, hy lees baie boeke en hy sê altyd Pokkel, jy stout,
gaan pak slaag kry by pappa muis. So alles boeties. Okay. Dan Frottie Kokkerotti. Ja. Hy is ook daar, maar hy het nou vrot eienig eet, maar hy wil help. Hy het 'n blink ding gesien op die ashoop en hy kan 'n spaceship maak van hy blink ding. So Frottie Kokkerotti is eintlik 'n rasta. Ja, maar ek wil jou vra want verlede jaar onthou ek het jou iewers in jou vasgehardloop in daai chaos wat aardklop is. En toe sê my o genade, ek het nie genoeg merchandise handelsware. Ja, goed. Ek het die poppe uitverkoop, ek het die boeke uitverkoop. So as jy voorberei my vriend. Ek is hierdie keer voorberei vir die kleintjies. Ek het 'n tannie in Smithfield wat vir my al die poppe maak. Sy sê ek maak dit nog. Want nou ek wil hê die kinders moet die poppekas poppe huis toe vat. En gaan poppekas hou. Ja. Is nie maar 'n manier kreatiwiteit. En hulle gaan vir die eerste keer as jy nou die kinders bring, hulle gaan vir die eerste keer teater ervaar. So ek sê vir hulle vir die pappas en mammas, as die muis klaar gesing het en buig, klap hande vir die muis. Sal die muis goed voel daaroor. En as hulle daai muis kan huis toe vat en self stemmetjies maak by die huis. Ja. Wie weet, daar's 'n hele klomp nuwe akteurs op pad. Verstaan? So so dis 'n hele proses en ek is so bly Lizel is betrokke met hulle stemme. Hulle is nie daar nie, hulle stemme is opgeneem en hulle is dan daar. Ek is so bly Jaco Jacobs wat die meester is van skrywers. Dis wat ek en dat hy die vertroue in jou het om jou met sy werk. Ek het hom gaan sien in Bloemfontein by 'n koffieshop. Ek ken hom glad nie. Ek sê vir Jaco, hoorie, die universe het my gesê dat ek moet met jou praat, want jy het my boeke skryf. Hy sê okay, wat is die storie? Ek sê my storie. Hy sê daai, hy skryf uit 3. Hy moes dit een geskryf het. Hy skryf uit 3 boeke wat so nice ouwe is. Ja. En hy glo in die produksie. So nuwe liedjies, glo in jou drome, lewe jou lewe. Ons gaan ruimte toe. Dis 'n pragtige produksie en ek moet vir die mense sê, die teater was vol gewees laas jaar vir Phileas en Bokkel. Kry jou kaartjies, jou kinders gaan jou nooit vergewe as dit uitverkoop het en jy staan buite by die deur. Kry jou kaartjies nou. Dankie Jackie, ons moet afsluit. Ek dink nie ek kon eintlik 'n beter afsluiting gedoen het as wat hy, want hy verstaan hoe om te bemerk. Dit is Jackie Lou op pad na Aardklop toe na die terrein toe met Phileas en Bokkel en met Koos Toep die redakteur. Momentum Beleggings Aardklop 24 tot 29 September. Koop jou kaartjies nou by Ticketpro. Wat moet dit sê? Sis donkie. Bye.